Psalm 107 vers 20 sê hy het sy woord uitgestuur dat hy hulle kon gesond maak en hy uit hulle kuile uit kan red. Daar was hierdie vrou wat 'n klein gehuggie gebly het in die armste deel van die dorp, nadat sy vir baie jare vir die rykste vrou in die dorp gewerk het. Haar werkgewer het gesterf en die vrou was gedwing om in die ou pandokkie te kom bly. En 'n pastoor het haar eendag besoek en hy merk toe 'n dokument teen haar muur wat geraam is. Jy sien, die vrou kon nie lees nie en die dokument was al wat sy gehad het om haar te herinner aan haar werkgewer. Maar eintlik was dit haar werkgewer se testament waarin sy alles nagelaat het aan die vrou wat vir haar gewerk het. Jy sien, sy kon in een van die beste huise in die dorp gebly het met mense wat haar kon bedien, maar as gevolg van haar onkunde lewe sy in armoede vir etlike jare. Laat my dink aan baie kinders van die Here. Hulle lees nie die woord van die Here nie, maar hulle hou dit daar op die tafeltjie want dit herinner hulle aan God. Hulle koop die tyd uit om uit te vind wat Jesus met sy dood en sy opstanding vir ons agtergelaat het en moontlik gemaak het. God se woord is 'n lig vir ons pad. Dis ons instruksieboek vir die lewe, brood vir ons gees en 'n skuilplek in moeilike tye. My vriend, neem op die woord van Christus. Maak dit jou lewenshandleiding. Aba Vader, dankie vir u kosbare woord. Ons wil u net kom eer daarvoor vanmôre. Dankie dat u die handleiding van die lewe vir ons gegee het. O Here, ons vra dat u ons sal help, Here, dat ons tyd sal uitkoop om tyd te spandeer in u woord. Dat ons dit sal vat, dat ons die waarheid sal inneem en dat ons sal lewe. In Jesus se naam. Amen.